Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom die verbond. Nou, die Bybel is opgedeel in twee dele. Dis die Ou Testament en die Nuwe Testament, soos ons dit ken. Dit kan ook genoem word die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Nou as ons praat van die Ou Verbond, praat ons maar grootendeels van die verbond wat God met Abraham gesluit het daar in Genesis hoofstuk 15. Kom ons in die Nuwe Verbond. Dis nou die nuwe bloedverbond wat gesluit is tussen Jesus en die gemeente. Maar wanneer ons nou praat van die Ou Verbond en die Nuwe Verbond, woorde wat ons baie gebruik, dan kan ons baie maklik iets verskriklik groot mis, en dit is die woord verbond. Wat is 'n verbond? Wat beteken 'n verbond en wat beteken dit vandag vir ons? Nou ons sien daar was in die Ou Testament baie verskillende verbonde gewees. Daar was onder andere 'n soutverbond. Nou, hulle sê as jy in die Midde-Ooste kom, 'n Jood eet nie sommer saam met iemand nie. Hulle sê as 'n Jood jou nooi vir ete, moet jy ook nie eintlik gaan nie. Jy moet wag tot hy aandring daarop om vir jou 'n ete te gee, dan gaan jy eers. Want binne in daardie kos wat julle saam met mekaar eet, is sout. En wanneer jy sout saam met iemand geëet het, dan staan jy in 'n verbond met hom, in 'n soutverbond. En vir 'n Jood is 'n verbond 'n baie ernstige saak. So, hy eet nie sommer saam met jou nie, want hy wil nie sommer in 'n verbond met jou gaan, voor hy jou nie baie goed ken nie. Jy weet almal baie goed van die verbond wat God gesluit het in die tyd van Noag, en dan was daar ook 'n verbondsteken. Die verbondsteken was die reënboog wat God in die hemel gegee het, en sê, dit sou dan 'n teken gewees het van die verbond. So 'n verbond het dan ook 'n verbondsteken. Wanneer mense in verbond gegaan het met mekaar, dan was daar 'n litteken aan hulle gemaak, om te wys, ek staan in 'n verbond met iemand. Wanneer hulle dan ook gesien het, jy staan in 'n verbond met iemand, dan het hulle geweet, jy het 'n bondgenoot, so dan het hulle jou uitgelos, en nie verder probleme veroorsaak nie. So 'n verbond in die Ou Testament was geweldig belangrik en baie sterk geweest. Nou, vertel E.W. Kenyon, hy sê Stanley het hier in Afrika kom sendingwerk doen. Julle kan nou dink die omstandighede toe Stanley die sendingwerk gedoen het in Afrika was baie moeilik. Hy sê tot Stanley iets agtergekom het in Afrika. En dit is, wanneer hy met hierdie inboorlinge in 'n verbond gegaan het, het sy hele lewe verander. Dit het nie beteken dat hulle hom van daar af net nie probleme gegee het nie. Hulle het hom beskerm. Hulle het mense saam met hom uitgestuur om hom te beskerm daar waar hy gaan. So daar het Stanley en dan daardeur E.W. Kenyon die ontsettende belangrike gedagte van die verbond leer ken en verstaan. So dis iets wat ons baie goed moet verstaan. Ons ken eintlik 'n verbond baie goed. Bo en behalwe nou die nuwe verbond waarin ons staan met die Here Jesus, ken ons eintlik 'n verbond baie goed, want 'n huwelik is niks anders as bloot 'n verbond. So wanneer jy voor die kansel staan saam met 'n vrou, dan gaan jy in 'n verbond met daardie vrou, en ons ken die omvang van daardie verbond waarin jy dan staan met daardie persoon met wie jy in die huwelik getree het. Goed, nou kom God dan in Genesis hoofstuk 15. Ek kan dit gaan lees, dan gaan God met Abraham in 'n verbond. Nou, Abraham het die hele gedagte rondom 'n verbond baie goed verstaan. Dit was twee partye wat in 'n verbond met mekaar gegaan het. En dan was daar diere wat geslag is, en daar bloed gevloei in hierdie verbond. En nou kom God en hy sluit met Abraham die verbond, en hy deel die diere in twee. En dan gaan die nag, gaan God, hy maak eers vir Abraham aan die slaap, want Abraham het nie die vermoë gehad om van sy kant af 'n verbond met God te hou nie. En God sê, hy sal deur die diere gaan. So, die diere is geslag, die bloed het gevloei, en dan is die diere in twee gedeel, en die nag gaan God in die vuur
tussen hierdie diere deur. En dit het dan gesê, as jy hierdie verbond sou verbreek, sou met jou gebeur, dit wat met hierdie diere gebeur het. So, van al die verbonde wat daar is, was 'n bloedverbond die sterkste. Dit was veranderlik. Dit was onverbreekbaar. As jy dit ooit sou waag om 'n bloedverbond te verbreek, dan het jy dit gedoen ten koste van jou lewe. Daar was geen ander manier gewees nie. So, nou staan God met Abraham in hierdie verbond en Abraham met God in die verbond. Nou, 'n verbond het beteken, daar's 'n verbondsteken. So, die verbond met Noag het God gegee, die reënboog. Die verbondsteken met Abraham was die besnydenis gewees. So, daar was die verbondteken, dit was ook 'n bloedverbondsteken gewees met Abraham en sy nageslag en sy huis en almal wat daarbey betrokke was. Nou, het dit beteken, as jy met iemand 'n verbond gegaan het, jy gaan daardie persoon ten volle beskerm met jou lewe. Alles wat joune is ook syne. Dit wat syne is ook joune. So as iemand met jou in 'n verbond gegaan het dit beteken, hy kon te enige tyd, as hy tekort gehad het, kon hy na jou toe gekom het, en hy kon kom kry het, net wat hy nodig het. Dit wat jy gehad het, was tot sy beskikking, en ook andersom. Jy sien, waarin gaan dit op die ou end, met die nuwe verbond, waarin ons staan. So, nou, kom ons, by die nuwe verbond, en dis die verbond, wat God met ons kom sluit het, in die bloed van die Here Jesus. En daar gaan ons volgende gedagte met u deel, wanneer ons weer praat oor die verbond, want dit is krities belangrik, dat ons die verbond verstaan. Ons staan in verbond met God. Die verbondsvoorwaardes geld wederzijds. So, ek bid dat die Here ons geopende oë van die verstand sal gee, om hierdie verbond te verstaan, om in die verbond te lewe, om daarvolgens ons hele lewe in te rig. Dis die sterkste, toe God 'n verbond met Abraham sluit, het dit beteken, dis die sterkste verbintenis, wat daar is, waarin God met Abraham gegaan het, en ook met ons. Mag die Here u baie, baie ryklik seën. Mag hy dit aan ons openbaar, deur die werk van sy Heilige Gees, en gee ons mekaar af, aan die kragtige werking van God se wonderbare Gees.